Nou ja, WhatsApp. So, ja nee wat? Blok hulle. Blok hulle. Hier is my siening. Hoe langer jy op die verkeerde trein in die rigting ry waar jy nie eintlik wil uitkom nie, hoe verder raak jy weg van jou bestemming af en wie weet of jy ooit die energie of die kans gaan kry om weer op die regte spoor te kom. Jy het jou grense verduidelik, baie duidelik, baie vriendelik, dalk meer as een keer, maar as hulle steeds nie oor het nie, as hulle nie die skimp vang nie, dan is dit dalk tyd om hulle van jou trein af te laai of dalk af te gooi. Om iemand te blok is nie wreed nie. Dis ook nie selfsugtig nie. As dit jou lewe minder complicated maak, sal ek maar sê. Hoekom dan nie? Want om die heeltyd nice te wees, beteken vir jou niks as dit net drama in jou lewe veroorsaak nie. Dit dreineer net jou energie. En hier is die deel, dink ek, wat niemand regtig agterkom nie. Die trein bly loop aan, met of sonder hulle. Die trein gaan nie eers eintlik agterkom nie. En jy hoef nie skuldig daaroor te voel nie. Regtig. Nommer 1. Sorg dat jou hele trein in die basiese regte rigting loop. En dan, nommer 2, belangrik, berei jouself voor. Jy was nie die verkeerde een nie. Jy het probeer. Nou kies jy vir jouself en jy laat hulle by die volgende stasie afklim, as hulle nog soveel tyd het. Nou, as jy lus het, kan julle hier in hierdie groep, onthou die groep is toe. Niemand weet regtig wat hier binne aangaan nie. En die mense wat hier binne is, moet maar baie geduldig met mekaar ook wees. Mense is baie versigtig om te komment, want die Vader alleen weet net hoe word hulle nou weer gejudge oor iets. So, wat dink julle regtig daarvan om iemand te blok? Kyk, dit maak nie vir my nie regtig saak as iemand my blok nie. Ek beweeg maar net aan. Die ander ding is, wanneer presies moet iemand geblok raak? Na 3 kanse? Na disrespek? Na stilte? Dink jy mooi voordat jy iemand blok. Onthou, as jy iemand blok, dan moet jy seker maak, jy unblok hulle nie. Moet hulle nie blok as jy vol wyn is en hulle antwoord jou nie. Want as jy hulle nou unblok, dan is dit 'n teken van swakheid. Gee julle gedagtes hieronder as julle lus het, en ek wens almal 'n rustige aand toe, sonder skuldgevoelens. Jou trein se rigting en vrag is die moeite werd om dop te hou en te beskerm. Alright, dis my boodskap vir die dag. Ek mag hom tot wel in 'n bietjie veranderde formaat op my TikTok kanaal sit. Ek dink hierdie is 'n lekker onderwerp. Alright julle, mooi aand, bye.